Bladsy 53, die derde opdrag by die voorbeeld, sê vir ons die volgende. Sluit die rekeninge korrek af op 30 April, stel die krediteur lys op om die korrektheid van die saldo van krediteure kontrole te toets. Dit is nadat ons die hulpjoernale moes afsluit en oorboek na die algemene grootboek. Nou in die vorige video het ons nou reeds die inskrywings wat in die hulpjoernale plaasgevind het gedoen. In die kontant betalingsjoernaal het ons elke keer geskryf as al geld uit die bank uitbetaal is. Interessant om daarop te let, partykeer het ons 'n krediteur terugbetaal skuld, maar op ander keer het ons by hom gekoop en per cheque betaal dadelik. Dit het nie die krediteur se persoonlike rekening geraak nie. In die krediteurjoernaal het ons elke keer geskryf as ons op skuld by 'n krediteur koop. Baie belangrik, ons het dit dadelik oorgeboek na die persoonlike rekening van die krediteur. Dieselfde in die krediteurafslagjoernaal het ons alles wat ons teruggestuur het aan krediteure geboekstaaf en dit dadelik oorgeboek na die persoonlike rekeninge. Dus in die persoonlike rekening van die debiteure is alle transaksies reeds geboekstaaf. Kyk byvoorbeeld na Makro K1. Makro, ons het vir hulle 23.900 geskuld aan die begin van die maand en nou kan jy na al hierdie blou inskrywings kyk. Die kode 01. Dit was elke keer wat ons in die krediteure joernaal meer op skuld gekoop het en die rekening meer gemaak het. Kyk jy na die groen inskrywings, dan was dit al die kode 04's wanneer ons per debietnotas in die krediteure afslagjoernaal goedere teruggestuur het aan die krediteur en minder geskuld het. Kyk jy na die rooi inskrywings, dan is dit al die kode 02's waar ons terugbetaal het aan die krediteur en om minder skuld. Baie belangrik, dit moet in datumvolgorde staan, sodat jy jou deurlopende saldo kan byhou. Kyk na Trade Center, geskuld 41.000, toe op die 4de bedrag terugbetaal van 22.000, op die 24ste weer op skuld gekoop vir 4.800, die 27ste weer 4.000 terugbetaal, die 29ste weer gekoop en op die 30ste goedere teruggestuur, kode 04 vir 1.380, ons skuld vir hulle 27.020. Game, geskuld 16.700, toe op die 6de gekoop vir 20.746, op die 14de terugbetaling van 3.000 gemaak, op die 19de 2.990 rand se goed teruggestuur. As jy wil weet wat teruggestuur is, dan kyk jy in die krediteure afslagjoernaal. 27ste 2.000 rand per cheque terugbetaal, op die 29ste weer gekoop, wat maak dat ons meer skuld 4.650 en op die 30ste 250 rand se goedere teruggestuur in die krediteure afslagjoernaal. Die persoonlike rekeninge is dus reeds van boek gehou van alle transaksies. Nou die opdrag sê nou vir ons boek daagliks oor na krediteure grootboek, dit het ons gedoen. Nou sluit die joernale behoorlik af op 30 April en boek oor na die algemene grootboek. Nou om 'n joernaal af te sluit, moet ons dit optel. Kom ons kyk na die kontant betalingsjoernaal. Die kolomtotaal van die bank, as jy al hierdie bedrae in die bankkolom bymekaar tel, kry jy 'n totaal van 106.280 en dit sal ons oorboek na die kredietkant van die bank, want die bate word minder. Die bankrekening is nie vir ons gevra in hierdie oefening nie, jy sal die inskrywing maak, diverse rekening, totale betalings in die kredietkant, 106.280. Waar lê die dubbel inskrywings? Krediteure kontrole, die totaal van hierdie kolom, alles wat ons terugbetaal het, 77.600. Dit moet oorgeboek word na die debietkant van krediteure kontrole, want dit is wat hierdie maand aan krediteure terugbetaal is. Kom ons gaan na krediteure kontrole se debietkant in die algemene grootboek en ons gaan smaak hierdie inskrywing. Krediteure kontrole, las wat minder word, daarom hierdie inskrywing. 2015, April die 30ste was die kolom totaal. Uit die bank uit is daar betaal, gaan kyk maar in die KBJ, 77.600 rand. En nou het ons hierdie 77.600 aan die debietkant van krediteure kontrole geskryf, vir kruisverwysing is bank. Handelsvoorraad, ons het hierdie maand aangekoop, 17.280 se handelsvoorraad, dit moet gedebiteer word, die bate word meer, kom ons blaai na handelsvoorraad se debietkant. Nou as jy kyk na handelsvoorraad, daar is die rekening, ons het begin met 280.000 rand se handelsvoorraad, en nou hierdie maand, April die 30ste, kolom totaal
uit die bank uit, gaan kyk maar in die KBE, 17.280 bygekoop. In die KBE sê jy kan sien by wie jy gekoop, wat die check teenbladnommers is en wat die datums was. Die volgende kolom in die kontant betalingsjoernaal, net vir kruiskontrole kan jy die diverse kolom optel, want jy weet, daai krediet is vervat in 77.600 plus 17.280 plus 11.400 en dit gee vir 106.280. Ons het reeds hierdie diverse rekeninge oorgeboek, skryfbehoeftes, verpakkingsmateriaal en toerusting, omdat ons nie 'n kolom daarvoor gehad het nie. Daar sien jy by toerusting se debietkant, op die 28ste is toerusting gekoop, jy sien by skryfbehoeftes op die 16de uit die bank uit gekoop en by verpakkingsmateriaal op die 25ste. Die kontantbetalingsjoernaal is dus nou oorgeboek. Kom ons gaan na die krediteurjoernaal. Nou die krediteurjoernaal, elke keer wat ons by 'n krediteur gekoop het, het ons sy persoonlike rekening meer gemaak met daardie totaal. Nou is krediteure kontrole mos 'n opsomming van alles. Krediteurjoernaal is waar ons by krediteure gekoop het, dus as ek hierdie kolom optel, 92.196, dit is die totaal waarmee ek die las krediteure kontrole moet meer maak. Blaai na krediteure kontrole B12 en hier sien jy krediteure kontrole aan die kredietkant. Die 30ste April, diverse rekeninge en hakkies krediet aankoop in die krediteurjoernaal. Kyk baie mooi, die dubbelinskryving van hierdie 92.196 lê by handelsvoorraad, by skryfbehoeftes, by verpakkingsmateriaal, by toerusting. Daarom verskillende rekeninge is gedebiteer. Verstaan hoekom jy daar moet skryf diverse rekeninge. Nou die totale bedrag wat die las meer gemaak het, 92.196. Kom ons gaan kyk hoeveel daarvan was handelsvoorraad, hoeveel was skryfbehoeftes en verpakkingsmateriaal. Handelsvoorraad, totaal wat hierdie maand gekoop is op skuld, 49.976. Die bate moet daarmee meer word. Kom ons blaai na handelsvoorraad B5. Handelsvoorraad aan die debietkant, nou daar sien jy ons het reeds uit die bank uit ook hierdie maand gekoop en nou nog steeds die 30ste krediteure kontrole krediteurjoernaal 49.976. So van hierdie 92.176 is 49.976 handelsvoorraad. Wat het ons nog op skuld gekoop? Skryfbehoeftes. Die totaal wat ons gekoop het 8.690. Uitgawe moet gedebiteer word daarmee. Blaai na N10 skryfbehoeftes se rekening. Daar skryfbehoeftes. Ons het reeds uit die bank uit in die KB 2800 se skryfbehoeftes gekoop, maar nou ook op skuld by krediteure. Gaan kyk maar die krediteurjoernaal 8.690. Dus is die totaal vir skryfbehoeftes 34.990. Dan het ons ook op skuld gekoop verpakkingsmateriaal. Die totaal daar was 13.400. Ons moet verpakkingsmateriaal die uitgawe ook debiteer met daai 13.400. Blaai na verpakkingsmateriaal. Ook hier het ons hierdie maand al uit die bank uit 700 se verpakkingsmateriaal gekoop, maar nou ook op skuld by krediteure. Gaan kyk maar in die krediteurjoernaal 13.400. Die dubbelinskryving is vervat in hierdie 92.196. So krediteure kontrole aan die debietkant 13.400. Nou vir kruiskontrole kan ons ook die diverse kolom optel, alhoewel dit reeds oorgeboek is 20.130. Verstaan jy dus dat krediteure kontrole gekrediteer is met 92.196 en die debietinskryvings is gemaak by handelsvoorraad, skryfbehoeftes, verpakkingsmateriaal en dan toerusting 3 keer. So as ek gaan kyk na oral waar krediteure kontrole staan, daar aan die debietkant van toerusting 12.870 plus daai 4.500 plus daai 2.760 plus hierdie handelsvoorraad van 4.9976 plus die skryfbehoeftes van 8.690 plus die verpakkingsmateriaal van 13.400, dan gee dit vir my daardie kredietinskryving 92.196 en my dubbelinskrywingsbeginsel geld. Nou dit was die krediteurjoernaal. Presies die teenoorgestelde is die krediteurafslagjoernaal.
Elke keer toe ek aan 'n krediteur iets teruggestuur het, het ek die rekening klaar minder gemaak, gedebiteer. Nou moet ek gaan en sê die totaal van alles wat ons vir krediteure teruggestuur het, dit waarmee ons die las krediteure kontrole minder maak, 8.180. sien jy, toe ek op skuld by krediteure gekoop het, het ek die las gekrediteer meer gemaak, toe ek terugstuur, toe debiteer ek die las met alles wat ek teruggestuur het, 8.180. Blaai na krediteure kontrole, daar is die las moet minder word, daarom aan die debietkant, die inskrywing, diverse rekeninge, jy kan totale terugsendings skryf, in die krediteure afslagjoernaaltjie gaan kyk presies wat is teruggestuur, die totale bedrag 8.180 en dit is waarmee jy die las minder maak. Kom ons kyk wat is dit wat teruggestuur is. Handelsvoorraad 1.800 en 900 en 1.530. Handelsvoorraad, die bate moet minder word met 4.230. Blaai na handelsvoorraad, daar is die handelsvoorraadrekening en aan die kredietkant die inskrywing 2015 April die 30ste, want dit is 'n kolom totaal. Krediteure kontrole KAJ 4.230 en nou kan jy sien van hierdie terugsendings 8.180 is 4.230 handelsvoorraad gewees. Wat het ons nog teruggestuur? Skryfbehoeftes 390 aan game, weer R90 aan game. Die datum kan jy gaan kry. Daar is al die inligting. Die totale skryfbehoeftes wat teruggestuur is R480. Ons moet skryfbehoeftes krediteer met hierdie bedrag. Daar is skryfbehoeftes. Toe ek skryfbehoeftes gekoop het, het ek skryfbehoeftes gedebiteer. Die uitgawe het die eienaarsbelang minder gemaak, maar nou aan die kredietkant van skryfbehoeftes. 2015 April die 30ste, krediteure kontrole, R480. Dus, van hierdie R8.180 in die krediteure afslagjoernaal, wat krediteure minder maak, was 480 skryfbehoeftes. Ek het ook teruggestuur verpakkingsmateriaal 230 plus 1.380 verpakkingsmateriaal van 1.610. Ons krediteer die uitgawe, want die uitgawe word eintlik minder en dit vermeerder die wins. Daarom aan die kredietkant van verpakkingsmateriaal, die inskrywing 2015 April die 30ste, krediteure kontrole KAJ 1.610. Ons kan die diverse kolom in die krediteure afslagjoernaal ook net optel, net om te toets of jy die dubbelinnskrywing sien. Krediteure kontrole is minder gemaak, gedebiteer met 1880. Waar lê die krediete? By handelsvoorraad 4.230, by skryfbehoeftes 480, by verpakkingsmateriaal 1.610 en by toerusting, dit was die diverse 1.860. Dus al hierdie krediete geef my daardie een debiet. Nou het ek al my hulpjoernale opgetel en oorgeboek na die algemene grootboek. En al wat nou oorbly is ek moet die grootboekrekeninge balanseer. Nou kom ons kyk na toerusting. Toerustinge bate. Ek het begin met R189.000 sit toerusting. Toe het ek op skuld aangekoop by krediteure 12.870 op die 6de. Weer op die 19de vir 4.500. Op die 28ste per cheque uit die bank uit 7.900 en weer op die 29ste 2.760. Dus, as ek geen toerusting teruggestuur het nie, dan sou ek R217.030 se toerusting gehad het. Maar, minus, ek het teruggestuur op die 21ste R1.700 sin, op die 30ste aan krediteure teruggestuur R160 sin, dus die saldo wat ek oordra na volgende maand toe, 215.160, kom ons toets, 1.700 plus 160 plus 215.160, ja, hy balanceer op 217.030 en op die eerste dag van die nuwe maand, Mei die eerste, kan ek sê, die saldo wat ek afbring, 215.170. Maak seker dat jy die toerustingrekening baie mooi verstaan, 'n bate, hy word meer as ek toerusting bygekoop, minder as ek toerusting terugstuur, saldo 215.170. Handelsvoorraad. Handelsvoorraad ook 'n bate, ek het begin met 280.000 se handelsvoorraad,
Toe het ek op die 30ste in die KB uit die bank uit 17.280 se handelsvoorraad bygekoop. Ek het ook as ek ook 'n kolom totaal 30ste oorgeboek uit die kredietjoernaal uit 49.976. As ek dus geen handelsvoorraad hierdie maand teruggestuur het nie, dan sou ek 347.256 se handelsvoorraad gehad het. Maar minus ek het R4.230 se handelsvoorraad teruggestuur. Dus die saldo wat ek oordra na volgende maand toe 343.026. Toets 4230 plus 343026. Ja, hy balanseer op 347.256 en die eerste dag van die nuwe maand, Mei die 1ste, kan ek sê begin ek met handelsvoorraad saldo afgebring 343.026. Nou, jy sal onthou handelsvoorraad koop ons om te verkoop, so hier gaan ook inskrywings wees, koste van verkope in die KWE en koste van verkoop in die DE, en as debiteure vir ons terugstuur, koste van verkoop in DAE, so die handelsvoorraadrekening gaan jou belangrikste rekening vir die jaar word. Jy moet dink, wat kan gebeur dat handelsvoorraad meer word, wat kan gebeur dat handelsvoorraad minder word, en dan jou saldo bereken. Die belangrike rekening hierdie voorbeeld, krediteure kontrole. Nou, krediteure kontrole begin met 'n saldo afgebring van 81.600. Toe koop ons hierdie maand verskillende goed aan. Gaan kyk maar in die krediteurjoernaal wat ons gekoop het. Totaal wat ons gekoop het 92.196. Dit beteken, as ek hierdie maand niks terugbetaal het aan krediteure en niks teruggestuur het nie, dan sou ek vir krediteure geskuld het 173.796. Maar toe betaal ek uit die bank uit 77.600 terug. Dit maak die las minder. Ek stuur verskillende goed terug in die krediteure afslagjoernaal. 8.180 maak dit minder. Dus 173.996 minus 77.600 en minus 8.180, die saldo oorgedra na volgende maand toe 88.016. Toets 77.600 plus 8.180 plus 8.8016. Ja, hy balanseer op 173.796 en nou, dis 'n las daarom aan die kredietkant, Mei die 1ste, saldo afgebring 88.016 en nou die lekker deel. Ons het 'n ingeboude kontrolemeganisme. Hierdie krediteure kontrolerekening is 'n opsomming van alles wat in hierdie persoonlike rekeninge plaasgevind het. Dus, as ek aan die einde van die maand sê ek skuld vir makro 27.140 en ek gaan skryf in die krediteure lys makro, ons skuld vir julle 27.140 en ons gaan sê ons skuld vir Trade Center 27.020 in die krediteure lys Trade Center 27.020 en ons sê ons skuld vir Game 33.856, dan kan ek gaan en hierdie bymekaar tel 27.140 plus 27.020 plus 33.856, dit geef my 'n totaal van 88.016 en daar is die krediteure kontrolerekening saldo 88.016. My saldo is reg, die krediteure kontrolerekening opsomming van elke een van hierdie individuele transaksies, al hierdie blou transaksies, die kredietaankope, al die blou transaksies is ingesluit by daardie 92.196. Al die rooi transaksies, die terugbetalings, is ingesluit by daai bank KB 77.600 en al hierdie groen transaksies, die terugsendings, ingesluit by daai krediteure afslagjoernaal 8180. Opsomming saldo is gelyk aan die totaal van die krediteurlys. Ons laaste twee rekeninge, skryfbehoeftes. Nou interessant, jy het vir die eerste keer aan twee kante van uitgawe geskryf. Daar sien jy skryfbehoeftes. Totaal wat ons reeds gekoop het voor 1 April, hierdie maand op die 16de uit die bank uitgekoop. Daar was nie 'n kolom in die KB vir skryfbehoeftes nie. In die krediteurjoernaal was daar wel 'n kolom totaal. Ek het op skuld by krediteure vir 8690 gekoop.
Die totaal sou 34.990 wees as ek niks teruggestuur het nie. Maar teruggestuur 480, dus die totaal wat ek nou kan oordra na volgende maand toe 34.510. Toets net of die kante balanseer en ja op 34.990 en nou kan ek sê tot en met die 1 Mei is daar reeds aan skryfbehoeftes spandeer 'n totaal van 34.510. Dieselfde geld vir pakkingsmateriaal. Tot en met 1 April is daar al 12.700 spandeer, onthou baie sal opgebruik. Hierdie maand uit die bank uit, gaan kyk maar in die KBJ, is daar nog R700 se skryfbehoeftes, se verpakkingsmateriaal bygekoop. Kolom totaal by Crediteur het ons op skuld gekoop en die Crediteur al 13.400. As ons dus geen verpakkingsmateriaal teruggestuur het nie, sou die totaal 26.800 gewees het. Maar minus die 1.610 wat aan Crediteur teruggestuur is, gee vir my 'n totaal oorgedra van 25.190. Toets as jy die kredietkant optel, dis dieselfde as die debietkant 26.800 en nou kan ek sê, tot en met die 1 Mei het ek al hierdie finansiële jaar as uitgawe in totaal R25.190 aan verpakkingsmateriaal spandeer. Ons het dus mooi volledig die toerustingrekening, die handelsvoorraadrekening, baie belangrik krediteure kontrole, skryfbehoeftes en verpakkingsmateriaal. Ons het gesien dat krediteure kontrole se saldo ooreenstem met die totaal van die krediteure lys. Ons het ons volledige krediteure grootboek gedoen. Die hulpjoernale is afgesluit en dit is spesifiek die vraag wat vir jou gevra is in hierdie opdrag 2 en 3. Maak seker dat hierdie voorbeeld beide video's eers net die transaksies se boekstaaf en dan die oorboeking onder die knie kry en mooi verstaan.